sê God. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, en ek is 'n God vir hom. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en van die Heilige Gees. Amen. Broeder en suster, namens die familie wil ek graag ook vir u sê baie dankie dat ek vandag met doopie kan bedien van 2 kindertjies in ons familie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Ek sê vir u baie dankie en ook so vir Dominee Petrus en ook vir die kerkraad. Dit is natuurlik vir my wonderlike voorreg omdat ek van die 3 seuns van die Maleis 2 van hulle kon doop, die jongste kon getrou het. En die jongste het gesê nie daai ding wat as ek kom nie aan hom nie. Maar toe het ek die wonderlike voorreg om dan nou hulle babietjie te kan doop en ek wou net op sommer doen vir interessantheid. Ek weet nie hy dit sal onthou nie, maar hy is op die 18de van die 12de 1983 deur myself gedoop. Daar in die Weskus in die Badwolkwil gemeente en ek het die preek vir jou saamgebring. Ek wil graag dan vra dat sy vader Tarina Maree en ook François en die dame weet asseblief na vore sal kom. Vaas, Tarina, François en Dana. Ek wil graag julle die doopkomst hier voorhou en dan vra dat julle ook natuurlijk daar antwoord. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders, lang voordat ons van God bewus geraak het. Dit wil weer die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente, naamlik ons met die doop en die nagmaal. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Wonderlik om dit op hierdie dag doop en nagmaal God se verbond se versekering kan hê. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus, op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees het betekenis vir die hele lewe van ons op aarde. Daarom doop die kerk kinders van God, want dit moet ons altyd onthou. Teenoor ander mense met respek wat die groot doop staan, glo op ons met ons hele hart
dat die doop 'n inisiatief van God is. Hy wat na ons uitreik, nog voordat ons verstand gekry het, is hy alleen die een wat na ons uitgereik het. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. En wil dit graag herhaal, broeder en suster, maar ons hierdie kindertjies doop is nie net maar sommer net uit gewoonte nie. Kom ons herinner aan ons eie doop, al is ons nie bewus daarvan nie, maar ons weet dat God in liefde uitgereik het na elkeen van ons. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God by die doop. En dan die doop in die naam van die Seun van Jesus Christus herinner ons aan ons verlossing in Jesus Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend tot ons lewend wil maak en lief wil hou. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van die doop sal uitleef. Ook in die moeilike tye waarin ons verkeer, broeder en suster, is dit so belangrik om te weet dat ons verbind is aan 'n God wat vir ons sorg en wat daar is. En daarvan dra ons die teken van die doop. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Dat hulle aan God behoort en dat hy sorg en voorsien. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek wil graag vra dat ons nou die geleentheid gee om op die vraag te antwoord, maar voordat ons dit doen, wil ek graag hê dat die kindertjies na vore sal kom, gebring word en dat hulle dan met die kindertjies in julle arms sal aflê. Terwyl dit dan plaasvind, vra ons dat die geleentheid asseblief vir ons sin en vond die 210 vers 1 en 2.
ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is. Glo julle in die evangelie, dat alles daarin bekend gemaak is, wat nodig is vir ons verlossing. En dat het so bedig word in die belydenis van ons gereformeerde kerk. Beloof julle om julle kind te leer wat die geloof beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wat is hierop julle antwoord? Frans waar nie dan? Julle antwoord se Frans en Karina? Ek wil graag nou die doop dan ook bedien en ek wil graag hê dat die doopouers asseblief saam met ons by die doopgrond sal by mekaar kom om ook werklik waar te belewe dit wat aan die kinderkinders is. Of as nie, dit is 'n trapie en dit is maar nie. Daniel Thomas Wet, ek doop julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En as maar net omdat jy hier van nie ken. Lieke Annelie Marie, ek doop julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, voordat ek 'n gebed doen, wil ek daarom net, ek sal maar nou nie 8 uur maar is om te lees. Liewe gemeente, ek wil net vir u sê, hier is 2 van die jongste lidmate van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid vir hulle en mag die Here se seën ook rus op hulle toekoms en ook die van hulle ouers en grootouders. Kom ons dank die Here as ons die volgende gebed bid. Dank die Here dat ons as gemeente van hierdie geleentheid daarvoor oortuig gewees dat U as Vader ons liefhet, dat U as Seun ons red en dat die Heilige Gees in ons harte woon. Dank die Here dat ons opgeneem kan word in die verbond en so ook klein Daniel en Lieke. Dankie dat U hierdie gedoopte sigbaar as U kinders aanneem. Dankie dat ons en ons kinders deel kan wees van hierdie kerk van U, wat ons met 'n geestelike band vashou en waar ons tuiste is. Dankie dat ons in U genade die evangelie kon hoor en dat ons dit kan deel met 'n gemeenskap van gelowiges en dit so saam kan uitleef. Dankie vir die lof en aanbidding wat ons aan U kan bring. Here, lei ons in besonder om vir hierdie klein Daniel en Lieke ook te bid en daar te wees, as ouers, as grootouers, as familie, as vriende, as lidmaat van die gemeente. Mag hulle altyd die warmte van die genade ervaar en mag hulle inspireer word deur die Heilige Gees. Vader,
sê dat ons die betekenis van die dood aan hulle sal bekend maak elke dag. En dat Jesus Christus in sy genade en verlossende liefde ook vir hulle elke dag sal dra deur die dag van die Heilige Gees. Ons bid, Here, vir die doopouers. Ons bid vir die gedooptes van die gemeente. Gee aan ons die krag en die geleentheid om ons elke dag getrou die naam van Jesus Christus uit te dra. Ons bid dat hierdie gedooptes tuis sal wees in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. En so, Here, wil ons die seën van die Here oor hulle afbid. Mag die genade en die goedheid ook elke dag vir hulle beleef en dat die trou elke dag sal ervaar. Ook in die onsekere tye wat vir hulle as klein jong mense voorkom in Jesus se naam. Amen. Kan ons vra dat die gemeente nou vir ons sal sing, die lied wat die gehoorheid sing by hierdie geleentheid, en ons vra dat ons daarin ook ons kinders aan die Here sal toevertrou. So ten slotte, Karina sê nou vir my se vaas, is ook in daar hier op die gedoop. Ek moet nou nie vaas. Vriende, broers en susters, verskoon my my baadjie uitgetrek. As kleintjies so begin hou, kry ons maar ons aan val. Baie is my hoofsaaklik al deur daai fase maar slegte aandeel gehad het so geklink het. Julle, ons is besig met ons gemeente met 'n reeks oor die boek Eksodus. Ek gedink dit sal goed wees om vir vandag se erediens te fokus op hierdie teksgedeelte, en dan ook in 'n sekere sin van toepassing te maak op die doop en natuurlik die nagmaal wat ons net sal gebruik. Die teksgedeelte wat ons vandag saam lees is Eksodus 2 vanaf vers 1 tot met vers 10. Kom ons lees saam. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy nie hom wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het die seentjie se ma gaan roep. Toe
Toe beveel die Farao se dogter die man, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit water gehaal. Vriende, broers en susters, meet ons lees dit tot sover, gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en daarvan ons lewe. In essensie handel hierdie teksgedeelte oor twee vroue, twee karakters in die verhaal van Israel. Aan die een kant natuurlik die moeder van Moses. Sy is onbekend, sy is 'n slaaf, sy is gebore in slawerny, sy het geen invloed of mag nie. En hierdie moeder is op hierdie moeilike wyse besig om afskeid te neem van haar kind. Eers steek sy die kind weg. Onthou, want daar was 'n bevel wat uitgereik is deur die Farao. Al die kinders moet op die lewe gebring word om die natuurlike aanwas van Israeliete in Egipte stadiger te maak. Nadat sy nie meer vir Moses kan wegsteek nie, raad op, moedeloos, hulpeloos, maak sy 'n bisiemandjie vir hierdie kindjie. Sy plaas vir Moses in die bisiemandjie en sit hom op die Nyl. Nou verdeel het vir oomblik hoe sleg moes die omstandighede vir Moses se ma gewees het daar in Egipte, dat hierdie kind se kanse vir oorlewing beter is op die Nyl as by haar eie ouers. Lees ons egter die Hebreëus van hierdie verhaal, sien ons daar is ons klaar 'n stuk hoop en 'n stuk genade in hierdie teksgedeelte opgesluit. Die Hebreëse woord vir ark en die Hebreëse woord vir bisiemandjie is baie dieselfde. Eintlik wil die teksgedeelte vir ons sê, Moses is reeds hier in sy eie klein arkie. Nes Noag deur God aan die hand van 'n ark gered is, so word Moses ook op hierdie wyse behoed en bewaar. Aan die ander kant lees ons van die Farao se dogter, presies die teenoorgestelde van Moses se ma. Sy invloed, sy mag, sy rykdom, waar die Israeliete besig is om te soeg en te sweet in die steengruwe van Egipte, het sy tyd om die Nyl te gaan bad. Hier sien sy hierdie bisiemandjie, sy maak natuurlijk die mandjie op soos ons gelees het, en hierin vind sy hierdie klein seentjie wat hou. Die teks vermeld baie spesifiek. Sy weet, dis die Hebreëse kind, 'n kind wat eintlik om die lewe gebring moes word. Sy kry hom egter jammer. Haar hart gaan na hom uit, en sy neem hom aan as haar eie. Sy noem hom Moses. 'n Groot stuk ironie is in hierdie kort verhaal van ons opgesluit. Moses, wat alreeds hier geroep is deur God, as sy profeet, as die leier van Israel, uiteindelik die vyand van Egipte, die vyand van die Farao, word groot gemaak in die huis van die magtigste man daardie oomblik in die wêreld. Groot stuk ironie wat vir ons in die teks opgesluit is. Ons maak egter 'n fout, vriende, indien ons dink dit is net hierdie twee vrouens wat die karakters in hierdie verhaal is. Dit is eintlik die verhaal van God. God is in 'n sekere sin die skrywer van hierdie verhaal, die regisseur van hierdie verhaal en selfs die hoofkarakter van hierdie verhaal. God as skrywer het lank van tevore al reeds by Abraham besluit, hierdie is sy volk. Hy het reeds hierdie verhaal vir hulle geskryf. Dit begin in Egipte, dit eindig in Kanaan. Dit loop deur die woestyn met al sy versoekinge. Maar God het hierdie verhaal geskryf. Maar terselfdertyd is God die regisseur van hierdie verhaal. Agter die gordyne van die wêreldgeskiedenis is God besig om hierdie mense se lewens te stuur. Sekere dinge moes op baie spesifieke tye gebeur het, sodat God uiteindelik sy doel met hulle kon verwesenlik. Maar nog meer, God is die hoofkarakter van die verhaal. En dit is so aangrypend van die Bybel. God se naam word nie een keer genoem nie, maar ons weet hy's agter die skerms besig.
Hy speel verskillende rolle, verskillende karakters in hierdie verhaal. In die eerste plek dink ek hy is die vertrooster. Verbeel jy moet as maar 2 keer afskeid neem van jou kind, jou seun. God is daar vir Moses se moeder. Nog meer, God is ook beskermer. Hier dryf hierdie kind op die Nyl, 'n gevaarlike plek. Ek kan glo dat was sekerlik ook gewillig geweest, maar God is daar en hy hou sy hand van beskerming oor. Nog meer, God speel die rol of karakter van begeleier, adviseer. Hierdie onbekende dogter van die Farao. Ek dink God is met haar besig. God beïnvloed haar keuse om hierdie kind aan te neem. So was God natuurlik deur die geskiedenis van Israel. Hierdie karakter het hy hierdie rol gespeel in hulle verhaal. Telkens was hy die skrywer van 'n storie. Telkens was hy die regisseur. Telkens was hy die hoofspeler in die geskiedenis van Israel. Ek dink God speel egter nog een belangrike rol in hierdie verhaal, wat ons net miskien kan mis. God speel die rol of karakter van versorger. Het jy al ooit daarom gedink, dat dit nie eintlik die Farao se dogter is, wat hierdie kindjie aanneem. Die Farao se dogter is slegs instrument. Sy is in 'n sekere sin God se surrogaat. Dis nie sy wat vir Moses aanneem nie, maar reeds in hierdie eerste oomblikke van Moses se lewe, neem God vir Moses as hierdie klein kindjie in sy beskerming. Reeds hier op hierdie wonderbaarlike wyse word Moses aangeneem. Nie net deur die Farao se dogter nie, maar aangeneem deur God. Hy is nie net 'n kind wat groot word in die Farao se huis, omring met afgode van Egiptiese tyd nie. Nee, in hierdie Farao se huis is hy reeds die kind van die Here. Dis vir my ons aangrypende gedagte as mens besef, reeds in hierdie eerste gevaarlike momente van Moses se lewe, het God se hand van beskerming aan hom uitgesteek en hom aangeneem as sy kind. Die wonder van die hele Bybel is juis hierin gevind. Moses is nie die eerste en die laaste kind wat aangeneem is deur God nie. God het telkens profete aangeneem, konings aangeneem in die Ou Testament. Laat in die Nuwe Testament sien ons dat God die disippels aangeneem het, die eerste apostels, die vroeë kerk en die gelowiges van die vroeë kerk. Elkeen van hulle het God letterlik uit die gevaarwaters van die Nyl gered. Uit die besiemandjie opgetel en sy kinders gemaak. Sy aangenome kinders. Party teoloë navorsers sê selfs Jesus is met sy eie doop daar langs Jordaanrivier aangeneem as God se kind. Dis natuurlik 'n teologiese gesprek vir 'n ander dag. Dis ook net so waar van jou en my. Moses is nie enigste en eerste kind wat aangeneem is. Elkeen van ons wat vandag hier sit, is die aangenome kinders van die Here. Hierdie kleintjies wat vandag gedoop is, die doop sê juis op 'n kosbare wyse. God neem hulle aan, ongeag of hulle van hom weet of nie weet, ongeag of hulle glo of nie glo. Hulle het nog nie eers begrip van twyfel of die begrip van geloof nie. Hulle het nie die begrip van God nie. Al wat hulle ken is hulle eie ouers. En die doop sê vir ons dat God se liefde so groot is, so onvanryk is, dat selfs hierdie kinders op hierdie vroeë ouderdom van hulle lewe sy eie sal maak, sy kinders. Galasiërs 4, dit is nog 'n teksgedeeltjie wat ek vandag vir julle wil lees, bevestig dit vir ons in 'n sekere sin. Hier praat Paulus met die gemeente in Galasië, maar hy praat ook met jou en my. En hy begin hierdie stelling op so 'n merkwaardige wyse. Paulus sê, en so is dit ook met ons. Hoor die woorde mooi, nie? Soos wat dit met Moses was, soos dit met die klein kindertjies was wat gedoop is, so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe
van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit die vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Hoor nou mooi, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Dit is aangrypend nie, die korrelasie tussen die aanneming van Moses en hoe Paulus op baie soortgelyke wyse praat. Nes Moses 'n slaaf gebore is, soos ek en jy ook as slawe gebore, sê Paulus. Nie net van die wet nie, maar ook van ons skuld, ons twyfel, ons sonde, ons ongeloof. Maar ten spyte van hierdie groot twyfel en die ongeloof wat elkeen van ons het, van kindsbeen af, sê hierdie teksgedeelte vir ons, dat God lief genoeg is vir jou en my. Hy is so lief vir ons, dat dit nie eens ons ouderdom, of ons kennis, of ons insig, of ons geloof in ag neem nie. Ons is immers slawe, onmondig. Ongeag van dit alles, maak die Here 'n keuse vir jou en my. Hierdie keuse vir jou en my behels natuurlik Jesus Christus. En met sy bloed, so sê die teksgedeelte vir ons, is ons vry gekoop. Nou is ons met ander woorde bevry van die skuld, bevry van die sonde, bevry van ons twyfel, nog steeds van ons ongeloof, ons sondswees, maar ons het reeds vergifnis daarvan ontvang, vergifnis vandag, maar ook vergifnis van toekomstige oortreding. En kan ons onsself nou kinders van die Here noem? Omdat ons kinders van God is, ontvang ons ook die Gees, en hierdie Gees kan elkeen van ons nou sê, Vader, Abba. 'n intieme verhouding ontstaan tussen ons en ons hemelse Vader. Nog meer, die gevolgtrekking wat Paulus maak is juist dit. Voorheen was jy 'n slawe, voorheen was jy niks nie, maar nou in God se aanneming word jy nou nie sy kinders nie, maar ook sy erfgename. Ons is nou erfgename van 'n heerlike toekoms in die teenwoordigheid van God, reeds vandag, maar tot in alle ewigheid. Verstaan ons die omvang van hierdie gebeure? Verstaan ons die liefde en genade wat God gehad het vir Moses toe hom daar in die Nyl opgetel en sy eie gemaak het, sy aangenome kind? Verstaan ons die omvang van die genade en liefde wat die Here het vir jou en my? Dat ons reeds van kindsbeen af, vandat ons eerste asem teëgeneem het, beskou word as 'n kind van die Here. Hierdie genade, hierdie liefde van God vir jou en my is so groot, dat ons baie moeilik ons kop, ons gedagtes onder kan plaas. Ons kan nie reg klein kry, dit bly geloofsmisterie. 'n Wonderwerk. En juist daarom, vriende, daarom het ons die doop, om iets wat moeilik verstaanbaar is, iets wat ons moeilik kan klein kry, tasbaar te maak, verstaanbaar te maak. In die doop sien ons juist dit wat ons nou van gepraat het. God se liefde, God se genade vir kinders klein. Ons sien in die water hoe God in skoon was en deel maak van sy gesin, vandag tot in alle ewigheid. In die doop sien ons God sê aan elkeen van hierdie kinders, jy is nou myne, my erfgenaam. En jy is reeds vandag met my, maar ook tot in alle ewigheid. Ek wil afsluit met een baie belangrike opmerking, vriende. En dit juist betrekking tot die ouers vandag. Moses is nie aangeneem omdat God lief is vir hom.
Moses aangeneem as 'n kind, sodat Moses 'n baie spesifieke doel kon verrig in God se raadsplan vir hierdie wêreld. So is dit ook vandag vir hierdie kinders. Ja, God neem hulle aan, want hy is werklik waar lief vir hulle. Maar hy neem ook hierdie kinders aan om 'n baie belangrike taak te speel in hierdie wêreld. Ek dink dit is drievoudig, die roeping, die doel van elke kind wat vandag hier is. Dis die roeping van elke gelowige wat vandag hier is. Ons is aangeneem deur God, geroep deur God, om in eerste plek die Here te verheerlik. In die tweede plek is ons aangeneem vriende, om die kerk sy koninkryk te dien. In die derde plek word ons aangeneem deur God, om hierdie wêreld waar ons self bevind, 'n beter plek te maak. Dis die taak van die ouers, om die kinders te help in hulle roeping. Dis die taak van die ouers, om die kinders te laat besef, die kind, ek self is geroep, aangeneem deur God, om 'n doel te verrig. Dis die taak van die ouers, om vir die kinders te help, om die Here te dien, sy kerk en sy koninkryk te dien, en hulle naaste te dien. Ek dink, dit is die omvang van die doopbelofte, wat elkeen van hulle vandag afgelê het. Mag die Here hulle bystaan, in sy groot genade en liefde. Mag die Here met die ouers wees, maar selfs nog meer. Mag die Here met die kinders wees, en mag hulle werklik waar, diensbaar, groot gemaak word, in God se koninkryk en in sy wêreld. Amen. Vriende, broers en susters, ek wil vra, en ons so 'n oomblik of twee stil gebed sal hou, daar waar jy alleen in die banke is, wil ek jy vra dat jy net die oë sal toemaak en sal dink oor dit ons nou sopas vir mekaar gesê, terwyl dit gebeur sal die musiekspan vorentoe kom, en dan sal ons antwoord op die stilgebed en op die prediking met die sing van ons lied, die 510 vers 1 tot 4, genade onbeskryflik groot. Ons sing die lied staan en dan ook vra direk aan die sing van die lied, sal u weet, die sitplekke neem vir die gebruik van die nacht. Ons word in stil gebed.
miskien weet nie, dit is die gebruik in die hervormde kerk, dat ons, wanneer ons die nagmaal gebruik, ons fisies 'n tafel op aansit, fisies hier voor, so ons as broers en susters in die geloof, aan die tafel van die Here. Maar soos julle goed weet, met ons COVID regulasies en alles wat daarmee gepaard gaan, het ons gevoel dit is iets wat van 'n risiko om hierdie roete te loop. So ons het 'n ander pad geloop, en dit noem ons vandag die loopnagmaal. Nou ek weet in die CSR gemeente het ons al voorheen nagmaal op die wyse bedien, maar dit sal my eerste keer wees dat dit op die wyse bedien. Dit is basies ook hoe die Here werk. Partykeer maak daar 'n deur vir ons toe, en op 'n ander wyse maak die Here weer vir ons 'n deur oop. Maar vriende, dit vandag gaan werk is net so 'n paar praktiese opmerkings. Ek gaan vinnig vir ons die nagmaalsformulier voorhou, net om ons te verduidelik hoe die nagmaal werk, en dan gaan ek u uitnooi om nie aan die tafel te sit nie, maar vorentoe te beweeg en elkeen een van hierdie nagmaalskelkies te vat. Hierin is daar 'n sappie wat die wyn simboliseer, en daar is 'n broodjie in. So op die wyse gaan ons dan die nagmaal gebruik, ek sê ons op 'n wat kreatiewe wyse vanoggend. Maar ek wil net vra vriende, moet nou nie soos die Israeliete optrek, soos padkos om oopmaal, soos die terug aan die banke toe nie. Wag eers, ons sit eers almal in die banke en dan sal ons dit saam doen. Maak dit sin as ek dit so verwoord. My ma het gesê as ek so loop in een, dan sê sy is 'n Israeliet optrek. So nee, maar ek sê maar. Dan vriende, julle sal ook hoor soos ons opstaan en as gemeente na vorentoe kom om die nagmaalkelkies te kry, sal die musiekspan vir ons 'n lied speel. Volkslied 1, 2, 4, en as ons die epiese plekke inneem, dan sal ek aankondig dat ons die nagmaal dan ook gebruik. Ek het gedink vanuit 'n praktiese oogpunt, dat ons nou nie teen die verkeer oploop nie, dat iemand in die middelste ry afbeweeg, so omgaan of so omgaan, en heeltyd uitbeweeg as dit sin maak. Laat ons nou nie heeltemal in mekaar vasloop nie, so hou dit maar net in gedagte, vriende, soos ons na vore beweeg. Kom ons luister na die nagmaalsformulier, en dan sal ons voortgaan met die dienstnagmaal. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van die geloof. Met die tekens van die brood en die wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God, daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is een wat was, wat is en wat kom. Hy is die Here van ons toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van die gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons deelneem aan hierdie nagmaal, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en die daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons aan die tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel of die nagmaal opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoeningssorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook so. Vriende, broers en susters, u word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die nagmaal. Ook beleidende lidmate van gemeentes van ander kerke van ons reformatoriese tradisie wat die voorreg geniet om die nagmaal te gebruik in hul eie gemeente, is ook welkom om vandag deel te neem
aan hierdie nagmaal. Vriende, dat ons onsself ook nie verder fokus op die uiterlike tekens van die nagmaal nie, van die brood en die wyn nie. Dit is simbolies van Christus se sterwe, maar ook terselfdertyd sy opstanding. Vriende, alles is gereed. Kom na vore, kom na die tafel van die Here. Kom en word versterk in die geloof. Gemeente, vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Vriende, die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus, een wat was, wat is en wat kom. Grote God en onze Vader, ons kan nie anders as om U te dank, te loof en te prys. Ons het vandag weer opnuut gehoor, U is ons God. U kies ons, U neem ons aan. U behoed en bewaar ons en U bly ons Vader deur alles heen. Ten spyte van ons skuld, ons sonde, ons twyfel, wat soms so groot is ons die aangebore kinders. Van kleins af bevestig U dit vir ons deur die doop. En vandag hier, deur die nagmaal, besef ons ook weer opnuut dat ons almal dieselfde Vader het. Daarom is ons broers en susters mekaar. En hierdie nagmaal bevestig hierdie band, die onsigbare band van liefde tussen mekaar. Mag ons ook, Here, deur die krag en U wil, die betekenis van die doop, die betekenis van U nagmaal, wêreldwyd sigbaar maak. Dat U is lief vir ons, genadig. U toon vergifnis telkens. Mag ons ook met liefde, met vergifnis en genade in die wêreld kyk. En op hierdie einste wyse U koninkryk verkondig.
Here, gaan saam met die ouers, die kinders wat vandag weer opnieuw die dood beleef het. Gaan saam met elkeen van ons wat aan die tafel aangesit het. Mag ons geloof versterk word. Mag ons werklik word as die kinders, die erfgename optree in hierdie wêreld. Dit bid ons, dit vra ons vandag, Here, nie omdat ons het enigstens verdien nie, maar slegs uit die genade wat U vir ons gee, in Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vriende, kom ons sing nou as ons slotsang, lied 602 vers 1, 4 en 5, ek vra dat ons in die staande sal sing, waar U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, direk na die seëngroet kan U dan weer die sitplek inneem. Ek net so 1 of 2 afkondigings met U deel. Vrienden, broers en susters, het is my groot voorreg om vandag saam met julle hier